Prys die Here. Hy is waardig. He is worthy to be praised. Weet 'n dankbare hart. Weet iets om voor dankbaar te wees. Ons moet dit vir hom sê. Ek het so 'n wyle terug 'n boodskap gegee wat we have to come with words. Ons moet vir hom dit sê. Ons moet dit uiter. Ons moet dit sê, dankie Here Jesus. U het dit gedoen. U doen dit steeds. Ons moet kom met woorde. Met ons lofprysinge. Iemand sê so oulik, ek het dit nou al so baie vertel vir mense, maar iemand sê so oulik, hulle sê, hoe kan 'n breinkoei groen gras eet en dan witmelk produseer? God weet nie, God is so groot. Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Ons moet sy klein dingetjies raak sien. Ons moet hom prys vir die klein dinge ook in hierdie lewe. Amen. Prys sy heilige naam. Hy is so groot, hy is so goed. Mag hy verheerlik word. Ek wil sommer net bid, Here Jesus, soos wat die woord nou uitgaan. Bid ek dat U sal my help, Here Jesus, om te praat dit wat U in gedagte het, dit wat U bedoel het. Here, ek bid dat U deur die Gees sal praat. Met elke individu tot stigting van U naam. Here, ons loof U, dankie Here Jesus. Here, dat U sal aanhou praat en dat elkeen hierdie woord sal onthou in Jesus naam. Amen. Nou, ek glo hierdie woord is 'n woord vir hierdie feesgety, spesiaal vir jou, uit die Vaderhart van God. En ek wil hê jy moet erns daarmee neem, en as jy kan neerskryf, skryf neer, en die wat nie wil neerskryf nie, skryf dit op die tafels van jou hart, soos die woord ons leer. Hy sê ons moet sy woord op die tafels van ons hart skryf, diep, dit moet sommer diep val, in Jesus naam. My tema is God en Jesus, die liefde en die lig van hierdie wêreld. Hy is die liefde en die lig van hierdie wêreld. Dis nie net wie hy is nie, dis wat hy doen. Hy is liefde, soos die woord ons leer in 1 Johannes. Hy is die lig, soos wat die woord ons leer in 1 Johannes verder. Ek wag nou dat hulle aanskuif, maar dit staan daarop. Hy is liefde, hy is lig. En ek gaan hierdie twee temas sommer net by mekaar weef, so bly by my. Ek wil eers 'n bietjie gesels oor God se liefde en dan 'n bietjie oor sy lig en wat hy vir ons sê vandag as sy kinders, wat hy wil hê ons moet hoor uit die woord van God. Wie is oortuig deur die woord? Hoor die woord, nie hoor wat Marie sê nie. Maar ek bid dat jy die woord sal sien en dat jy die woord sal hoor, want dis die waarheid. Dis God se gedagtes, dis sy brief vir ons. Leon het ook hierdie skrif genoem en dit is die skrif wat dit so mooi by mekaar bring. In 1 Johannes 1 vers 6, hy sê, if we claim to have fellowship with him, yet we walk in darkness, we lie, and do not live out the truth. As ons regtig in verhouding met hom lewe, in sy liefde lewe, dan lewe ons ook outomaties in sy lig. Maar ook andersom, as ons daarop uit is om in sy lig te wandel, in sy waarheid, dan is ons ook in 'n liefdesverbond met hom, want ons is gehoorsaam aan hom. Hy sê, die wat my lief het my gehoorsaam. So die twee beïnvloed mekaar. Dit is wie God is, dit is nie net wat hy doen nie, dit is wie hy is. Ek glo hierdie woord is vir spesifieke individu vandag en ek bid sodat God met jou sal praat. Ek glo daar is 'n groot aanslag van die vyand deesdae om my en jou te laat twyfel aan God se liefde vir ons. Nee, ons gaan partykeer deur moeilike omstandighede of dinge gebeur met ons of versoekinge kom ons pad langs, dan twyfel ons. Dan sê Here, as iemand van my lief is, hoe kan U toelaat dat dit met my gebeur? Ek is dan U kind. Hoekom gaan hierdie goed, hoekom gebeur dit so, nee? Dan twyfel ons aan sy liefde. Maar dis die vyand se werk. Ek het so 'n wyle terug en ek het al met my man dit gedeel, en het ek gedroom in die nag. Ek droom hierdie woorde van Petrus in
in Romeine 8, ek droom die hele nag, for I'm convinced that nothing can separate me from the love of God which is in Christ Jesus. Die hele nag droom ek hierdie woorde, of hoor ek dit in my gees, die hele nag, en as ek opstaan, dan maal dit in my kop, for I'm convinced that nothing can separate me from the love of God which is in Christ Jesus. En toe ek wakker word, en ek staan op, en hoor ek hierdie woorde, for I'm convinced that nothing can separate me from the love of God which is in Christ Jesus. En ek sê vir die Here, maar ek ken hierdie vers, ek ken dit, maar ek voel toe die Heilige Gees vra vir my, but are you convinced? Want Paulus skryf daar, hy sê, ek is oortuig, dat niks my kan skei van die liefde van Christus nie. En ek voel die Here vra my deur sy Gees, but are you convinced? Are you convinced that nothing can separate me from the love that I have for you? Die woord sê so mooi, in as ons kan aanskyf na Romeine 8, hy sê so mooi daar so, ek wil graag daaraf lees, hy sê so mooi, in Romeine 8, ekskuus julle, ek moet dalk my bril opsit, dan kan ek my eie fynskrif lees. Kom ek probeer maar sommer, in die message sê hy so mooi, hy sê, do you think anyone is going to be able to drive a wedge between us and Christ? Us and Christ's love for us. There is no way, not trouble, not hard times, not hatred, not hunger, not homelessness, not bullying threats, not backstabbing, not even the worst sin listed in Scripture can separate us from God's love that is in Christ Jesus our Lord. Dis wat hy teksvers sê, hy sê, die gewone vertaling sê, for I'm convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Are you convinced about that? Is jy oortuig daarvan? Nie duisternis nie, niks wat nou gebeur nie, nie demone nie, niks kan jou skei van die liefde wat daar in Christus is nie. Nou ja, ons sien dit baie op stickers, nee, Jesus loves you, en daar's even 'n liedjie wat sê, Jesus loves me, this I know from the Bible. The Bible tells us so, but do you know it? Het jy al 'n openbaring gehad? Are you convinced? Het jy al 'n openbaring gehad vir God se liefde vir jou? Jy weet, om te glo iemand het jou lief of nie lief nie, is 'n groot rolspeler in die dinamiek van die verhouding. Dis 'n baie groot rolspeler in 'n verhouding. As jy weet iemand is uitverkoop vir jou, dan maak dit nogal 'n verskil in 'n verhouding. Nee, is maklik om terug lief te hê, maar God is lief vir jou. Hy sê verder in Johannes 15 vers 9, hy sê, remain in my love. In Johannes 15 vers 9. Wil hy nie aanskuif vandag nie. Ok, dis jammer. Die teksvers is so mooi. Ons moet in God se liefde abide. Die ander vertaling sê, abide in my love. Ons moet vertoef in sy liefde. Jy weet, God se liefde is nie soos die wêreld se liefde. He falls in and out of love, en nou is hy lief vir jou, en nou is hy nie meer lief vir jou na gelang van hoe jy presteer, na gelang van hoe jy lewe in die lig. God se liefde is vas, dis permanent, dis ewig, dit staan vas. In Efesiërs 1 vers 4 tot 7 sê hy het ons lief gehad van die grondlegging van die aarde af. Hy het ons eerste lief gehad. Hierdie teksvers in Efesiërs 3 vers 17 tot 19, ek wens ons kan dit opsit in Efesiërs 3 vers 17 tot 19, hy sê, ja, Paulus skryf hier so, hy sê, ek bid that you be rooted and to be established in his love. Hy sê ons moet gewortel wees en ons moet gegrond wees in sy liefde.
Want as die vyand kom en hy wil vir ons kom saad saai, maar God is nie regtig lief vir my nie, of God is liewer vir daardie persoon, God is nie 'n aannemer van 'n persoon nie, of God se lig skyn oor daai persoon en nie oor my nie. Dit is juist wat die vyand wil hê. Hy sê, we need to be rooted and established in His love. Hy sê, we must know how wide and long and high and deep His love is. Daar staan dit so mooi, sê, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power, together with all the Lord's holy people, to grasp how wide and how long and how high and how deep His love is, the love is of Christ. And to know this love that surpasses knowledge, that you may be full to the measure of all the fullness of God. God wil ons moet in sy volheid gevul wees met hierdie kennis, dat hy vir jou lief is. Hy sê so mooi, hy sê, to know that how wide and long and wide and high and deep His love is. Julle weet, ek gaan soek dit op in Grieks, wat beteken hierdie long, wide, high, en in Grieks is dit platos, metos en hypsos. Weet julle wat beteken dit? Hoe wyd, hoe diep. Ken julle daai liedjie in die sonnaskool wat ons al gesing het? The love of Jesus is so wonderful. Wie kan onthou daai liedjie? It's so high, you can't get over it, so low, you can't get under it, so wide. Wie onthou daai liedjie? Maar dis presies wat dit sê. Dis oneindig genoeg. Toe ek dit nou opsoek, toe sê die teks wat die skrywer hier wou sê is, dis so hoog, daar's nie perke nie. Dis so wyd, daar's nie 'n einde nie. Dis onmeetbaar. Daar's nie 'n einde nie. Dis soos God se liefde in sy vergifnis. Hy sê hy verwyder ons sonde so ver as die ooste is geskei is van die weste. Dis so diep, daar's nie 'n grens nie. So is sy liefde vir ons. Hy sê daar it surpasses our knowledge. Ons kan dit nie eens begryp met ons breine nie. Dit is te groot. It's too marvelous. And I say, we need to be rooted and established in that love. En dit is wat ek voel, hy sê vir ons vir hierdie feestydperk, just remain in my love. As die vyand kom met sy aanslag, then there's where you need to be. As die vyand kom en sê, maar jy is nie goed genoeg nie, maar kyk, jy het nou weer dit gedoen, of hier val jy tekort, of hier measure jy nie op nie, en then you just need to be rooted and established in His love. That's where you need to be. I said, so that you may be full to the measure of all fullness of God. Hy sê, so ons moet verstaan hoe diep sy liefde is. En ek het gedink met myself, ja, dit is diep. Die wêreld sê mos, ja, dis diep, ja, dis diep. Maar dis diep, sy liefde is diep, ja. Paulus, ek het gewonder, wat het Paulus so oortuig? Toe die Here met my hierdie skrif deel, toe dink ek by myself, wat het Paulus so oortuig van God se liefde? Want Paulus het gesê, ek is oortuig dat niks my kan skei nie. Wat het Paulus so oortuig? What convinced Paul? That nothing can separate him. Julle weet, Paulus was eers Saulus. En hy het Christene vervolg, en op die pad op Damaskus het God 'n ontmoeting met sy lig, met Saulus, en Saulus kom tot bekering, en hy word Paulus, en hy word 'n kragtige werker in God se koninkryk. Maar weet julle wat, hy het Christene gemartel, hy het toegesien hoe Stefanus gestenig was tot die dood toe, en God red hom. God kies om hom te red, en God kies om hom te gebruik. Die hele grootste gedeelte van die Nuwe Testament het Paulus meegebring. En ek dink toe by myself, dis hoekom hy oortuig was, want as God hom kan gebruik van alle mense, heerlikheid, dan moes God vir hom daarom lief gewees het, of 'n plan vir hom gehad het. En ek dink verder, hoekom was Paulus so oortuig? Was dit omdat God hom deurgedra deur al sy moeilike tye? Jy weet, hy was in die tronk, hy het skipbreek gelei, julle weet ons, hy hele lang lysie goed waar Paulus deur was
Was dit omdat God hom daardeur gedraai dat hy convinced was that nothing can separate him from the love of God which is in Christ Jesus? Is dit wat hom oortuig het? Of was dit die Heilige Gees wat hom oortuig het? En in my soeke na wat het Paulus so oortuig? Het God my so openbaring gegee van sy liefde, so bly by my, want ons gaan nou daarby uitkom, by my slotsom, wat ek net besef het, dis wat gebeur het, hoekom Paulus dit gesê het, maar hang vas. Julle weet, die woord van God lees ons verder, hy sê, sê julle, dat ek my bril opsit, ekskuus. In Johannes 6 vers 66, nee? Jy weet, nou kan jy vir my dalk sê, ag Maria, jy weet nie. Jy weet nie die teenkanting wat ek beleef nie. Ek voel nie God se liefde nie. Ek voel teenkanting van mense af. Ek voel teenkanting van oorde af. En hierso sê dit so mooi in Johannes 6 vers 66. Dat selfs Jesus, hy het mense bedien uit die oorvloed van sy liefde uit. Hy het wonderwerke gedoen. Jesus wat perfek was. Selfs disippels het hom verlaat. Daar was volgelinge wat weggedraai het. En dit sê verder in Johannes 7 vers 5, selfs sy broers en sy susters het nie eens in hom geglo nie. So Jesus ken dit. Hy ken dit en weet julle, Jesus was perfek. Maar ek kom agter, wat het Jesus gedoen wat anders te was? Wat was Jesus se verlossing? Wat het hy gedoen? En ek lees hierdie raak en dit het my so getref weer. Here, julle elke boodskap, elke ding wat die Here praat uit sy woord is, hê verhouding met my. Is 'n soeke na verhouding, dat ek en jy met hom in verhouding moet staan. En weet julle wat het Jesus gedoen? Ons lees verder in Lukas. Weet julle wat was Jesus se gewoonte gewees? Dit sê so mooi, elke dag. Ek wens ek het dit vir myself groter neergeskryf, want dit was sy gewoonte in Lukas 21 vers 37. Elke dag na Jesus bedien het, sê dit, each day Jesus was teaching in the temple, and each evening, elke aand, he went out to spend the night on the hill called the Mount of Olives. Na hy bedien het hy tyd met God die Vader gespandeer op die berg van Olywe. En dit sê weer in Lukas 22 vers 39, toe Judas Iskariot hom verraai het, hier aan die einde, weet jy wat het hy gedoen? Dit sê daar so, Jesus went out as usual to the Mount of Olives, and his disciples followed him. Dit was sy gewoonte, it was habitual, dit was sy, en is daar waar God sy liefde aan Jesus geopenbaar het. Jesus het gereeld in God die Vader se teenwoordigheid gekom. Het sê elke dag het hy homself afgesonder en na 'n plek toe gegaan waar hy met Jesus gepraat het, waar Jesus met hom kon, where God could have ministered to him. En dit het hom nie geaffekteer nie, want hy het geweet God se liefde vir hom. Weet julle wat? Ek lees nogal toevallig, daar's klomp verse waar Jesus praat van God se liefde vir hom. En sy openbaring van God se liefde vir hom in Johannes 3 vers 35, in Jesaja 42 vers 1, in Johannes 17 vers 24 praat Jesus van sy ervaring hoe God hom liefhet. Maar weet julle hoe het hy dit geweet? Hy het op 'n gereelde basis in God se teenwoordigheid gekom, elke dag, het was sy gewoonte. En ek het so, ek google toe sommer so, en ek kom op het af, toe met die Mount of Olives, 'n prentjie van die Mount of Olives, en het sê daar so van, hoe dit God se gewoonte was. Het sê daar, the Mount of Olives is to have a quiet, familiar place to seek solace and connect with God before his crucifixion. It was a practice that was habitual for him. En ek sê, ja, Here, dit was
dit is wat u staat gestel het, al het u teenkanting gehad. Al het u gevoel, mense verlaat u. Al het u gevoel, u eie broers en susters glo nie in u nie. Dis wat God se verlossing was. Hy het sy krag en sy liefde getrek van God die Vader in God se teenwoordigheid. Dit was God se geheim wat ons kan leer by hom. En ek wil vir jou sê, daar's groot krag in gewoontes. As jy iets gereeld doen, elke dag, elke dag, elke dag, elke dag. En dis wat Jesus bedoel, we need to be rooted in his love. We need to abide in his love. Ons moet elke dag in 'n plek kom in sy lig, waar hy sy liefde aan ons openbaar, waar ons nie twyfel van sy liefde nie. Jy weet, en ons is baie keer so kwaai met onsself. Nee. Ons veroordeel onsself so erg. Hoekom moet ek nou dit gedoen? En kan ek tog nou nie dit regkry nie? En hoekom sukkel ek so met die ding? En hoekom kry ek nie oorwinning oor die ding nie? En hoekom? Nee. Maar weet julle wat? Die woord van God sê so duidelik in Johannes 3 vers 17, hy sê, for God did not send his son into this world to condemn the world, but to save the world through him. Hy het nie gekom om jou te veroordeel nie. Hoekom doen jy dit dan so? Hy het nie eers gekom om jou te veroordeel soos wat jy dit doen nie. Hy het gekom om te red. En het sê verder in Kolossense 2 vers 14, hy het al die condemnation op hom geneem op die kruis. Al die veroordeling wat jou op jou wil pak, het hy aan die kruis op hom geneem. En iemand het eendag so opreg gesê, hy het gesê, het Jesus daar nie seer genoeg gekry nie, het hy nie swaar genoeg betaal nie, dat jy jouself steeds so wil veroordeel nie, dat jy die veroordelinge op jouself so wil pak nie. Het hy nie genoeg betaal vir dit nie? He took the condemnation on him. So moet jouself nie so veroordeel nie. Partykeer is ons die een wat in die pad staan om 'n openbaring te kry van God se liefde, wat ons voel ons verdien dit nie. Julle hoor wat ek sê. Ek sê vir my man weer gisteraand hierdie gedeelte en hy sê, maar ek het preek het al baie gepreek. Maar ek sê hom, ja, hierdie ding het net weer tot my gespreek, hierdie gedeelte in God se woord, in Eksodus 33, julle moet dit net bietjie gaan besoek. Moses sê, Here, ek wil net u sien. Wys my u heerlikheid. Show me your glory. Wys my net hoe u lyk. En God sê vir hom verder daar in Eksodus 33 vers 1, hy sê, ek kan nie vir jou wys hoe ek lyk nie. Ek is so groot en so magtig. Jy sal nie lewe as jy my sien nie. En hy sê vir Moses, weet jy wat kan jy doen? Jy kan aan 'n skeer agter 'n rots wegkruip en jy kan my deur die skeer loer en dan sal ek verbykom. Ek sal my glorie aan jou openbaar en jy kan my net so deur die skeer net so bietjie sien. En ek lees verder en hierdie het my net absoluut verstom in Eksodus 34 vers 6, het gaan verder en God openbaar homself aan Moses. En weet jy hoe stel God homself bekend aan Moses? Ja, hierdie het my net tot trane gedryf. God stel hom voor aan Moses, so hy kom verby en hy sê, the Lord passed in front of Moses, calling out, Yahweh, I am the Lord, the God of compassion and mercy. I am slow to anger and filled with unfailing love and faithfulness. Dis hoe God homself voorstel. Hy sê, dis wie ek is. Klink dit soos 'n God wat van bo af sit en jou wil straf en jou wil veroordeel? Hy sê, I am the God of compassion and mercy. I am slow to anger and filled with unfailing love and faithfulness. Dis wie God sê hy is.
En ek wil net graag bietjie gesels oor God is lig en dan gaan ek dit by mekaar uitbring. Jy weet, dalk sit jy hier en jy voel, yes, ek sit in duisternis. Daar's dinge wat my bang maak. Miskien is dit onsekerheid vir die toekoms. Miskien twyfel jy aan God se liefde. Miskien voel jy nie geliefd nie. Miskien het jy vrees. Miskien veg jy depressie. Miskien veg jy 'n siekte. Miskien, ek weet dis baie wat iemand anders se hartsaak op hulle hart het. Familie, nê? Ek weet nie wat jou bang maak nie. Ek weet kindertjies loop in die gang en maak die donker hulle bang, nê? Ek weet nie wat is jou donker nie. Wat is dit wat jou rattle nie? Wat is dit wat jou vere de mekaar skud nie? Maar ek kom op hierdie gedeelte af in Mika. En dit is so fantasties. Weet julle wat beteken die boek Mika? Who is like God? Wie is soos God? Nee. En Mika bevind hom in donkerte. Jy sien, die samelewing is afvallig en hy vind hom in 'n plek van uiterste donkerte. Hulle sê, dit is 'n boek, Mika is 'n boek van hoop in donkerheid. En weet jy wat sê Mika? Hy sê, but as for me, I look to the Lord for help. I wait confidently for God to save me. For though I fall, I will rise again. Though I sit in darkness, the Lord will be my light. Kyk bietjie sy selfspraak. Hy sê al hierdie donkerte, maar wat my aangaan, ek kyk na die Here vir my hulp. Ek sal wag vol selfvertroue vir hom om deur te kom vir my. Hy sê, al sit ek in donkerte, God sal my lig wees. Hy's lig genoeg vir jou donkerte. Hy sê, hy sal jou lig wees. So ons het nou 'n bietjie gepraat oor God se liefde, maar ek wil so 'n bietjie oor God se lig praat, want dit gaan eintlik so saam. Want as jy openbaring het van God se lig, dan het jy ook 'n openbaring van God se liefde aan al twee kante toe. Miskien sien jy nie lig in jou tonnel nie, né? Miskien sien jy net, ek sien nie lig in my tonnel nie, daar's nie lig nie. God wil vir jou lig wees. Hy wil vir jou die lig wees. Dawid sê in Psalm 8 vers 12, hy sê, my God turns my darkness to light. My God, né? Henny het laas keer so mooi lig vergelyking gehad met die flitslig oor die Heilige Gees. Ek weet nie of julle kon onthou nie. Maar weet julle, dit is soos 'n erflig. God se lig, né? Wie het al 'n groot sterk erflig gesien? As jy reg onder daai lig staan, is jou skaduwee onder jou voete. Hy maak so 'n kruisie, so sterretjie. Jy al gesien op 'n sportvelde, dan skyn nou mooi sprei ligte so en dan hardloop die atlete of die rugby spelers, dan die ligte die skaduwee so onder hulle voete. Maar weet jy wat, as jy onder daai erflig net so bietjie uitbeweeg, dan raak jou skaduwee so lank. Nee, so daunting, so krikkerig. En dis presies so dit is. As ons onder God se lig uitbeweeg, raak ons skaduwee al hoe langer die duisternis wat ons volg. Maar as ons onder God se lig terugkom, dan is die duisternis onder ons voete. En dis wat hy bedoel het in Lukas 10 vers 9. Hy het gesê, hy gee vir ons autoriteit oor die vyand, oor die duistere werke van die vyand, om op slange en skorpioene te loop en hulle te vermorsel. Dis wat hy bedoel, soos ons in sy lig is, soos ons 'n openbaring het van sy liefde, soos wat ons in sy liefde wandel, as we abide in his love, as we sit under his light, soos ons in sy lig wandel, nee, dan is die vyand onder ons voete, maar as ons uit die lig uitkom, dan raak hy skaduwee al hoe langer. Dis hoekom in Openbaring die woord van God sê, ons moet nie lou wees nie. Ons moet eerder hier onder die lig wees, ons moet warm wees, uitverkoop vir hom wees. Nee.
Dis 'n veilige plek. Dis 'n veilige plek, want dan sien ons God se waarheid. Hy kan aan ons kommunikeer, wat is sy liefde? Wat is die waarheid? Want hier bietjie onder die lig uit kom die vyand met sy leuns en sy leuns wat God nie vir jou lief is nie, dat dinge op jou pad kom want jy het iets verkeerd gedoen of jy het maar niks kan jou skei, niks wat jy kan doen nie demone nie, niks nie kan jou skei van God se liefde wat daar in Christus is nie. Hy is lief vir jou. Van die grondlegging van die aarde af is hy lief vir jou. En as jy onder sy lig inkom, dan ervaar jy God se warmte en sy liefde. En dit's 'n plek waar jy gewortel kan wees in sy liefde vir jou. En weet jy, as jy heeltemal onder daai lig uitgaan, dan sien jy in die duisternis. Dan kan jy niks meer sien nie. Maar die gevaar is, baie mense se oop pas aan en dan raak hulle gewoond aan die duisternis. Dit is 'n baie gevaarlike plek. Nee. En ek ervaar God wil vir jou sê, hierdie Kersgety, wees in my lig. Dit bly net in my lig. As jy voel die duisternis wil jou jaag, bekommernisse wil jou oorweldig, dinge wil jou bang maak, is dit waar jy moet wees in die lig. Skuif net weer onder sy lig in. En die woord van God sê so mooi in Johannes 8 vers 12, hy sê, whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. So met waar hy gaan, moet ons gaan, en sy lig bly. Ek hoor so 'n oulike fabel, en is so eenvoudig, maar is so kragtig. Weet julle hoe gaan die storieetjie? Die son het daar mooi geskyn in die hemelruim, en duisternis in die grot sê vir hom, weet jy son, jy weet nie hoe dit voel om hier in die donkerte te sit nie, om duisternis te wees nie. Hoekom kom jy nie bietjie van na bo af en kom kuier vir my in my donker grot en kom kyk hoe lyk die duisternis nie, jy kan voel hoe dit voel nie. En die sonnetjie, hy is so stonnig en vrolik, hy sê, ek sal vir jou kom kuier, verseker. Ek sal afkom en vir jou kom kuier hier in die grot, in die donker grot duisternis, en ek sal vir jou kom kuier. En sonnetjie kom af, en hy kom loer in die grot, maar weet julle wat, toe kry hy vir duisternis nêrens nie. Om die draai en dan kry hy nie vir duisternis nie, om daai draai en dan kry hy nie vir duisternis nie. En dis wat die woord van God ons leer, hy sê lig en duisternis, 2 Korintiërs 6 vers 14 kan nie meng nie. Want as jy in God se lig is, kan daar nie duisternis wees nie. Kan nie meng nie. Ons moet baie keer lig op die onderwerp plaas. Daai gedagtes wat jou wil oorweldig, daai dinge wat jou wil bang maak. Soos in God se lig is dis die plek waar hy sy liefde aan ons openbaar. Die woord van God leer ons verder in Psalm 119 vers 130. Hy sê, the unfolding of your words give light. Hy sê, u woord gee lig. En hier is 'n baie belangrike ding vir ons as kinders van die Here. Ons moet sy woord oopmaak, want dit is lig. Hy sê verder in Psalm 119 vers 105, u woord is 'n lig vir my pad, 'n lamp vir my. Nee, as ons hierdie woord oopmaak, dan vind ons lig, ons vind God se waarheid, ons kom agter hoe hy regtig oor ons voel, ons lees teksverse soos in Romeine 8, wat hy sê, niks kan ons kyk van sy liefde nie. He doesn't fall in and out of love according to your performances. Niks kan jou wegvat van sy liefde af nie, jy moet dit verstaan. Ons moet die woord van God oopmaak. Julle weet, ek is besig met hierdie idee van, wat het Paulus so oortuig gemaak van God se liefde? Wat het Paulus so oortuig gemaak? En ek is besig met dit in my gedagtes, en ek besef, Jesus was 'n God se teenwoordigheid. Vir ons is dit om die woord oop te maak en tyd te spandeer, nee, en sy lig op ons te laat skyn. En dit was Jesus se redding. Hy was gewortel in God se liefde vir hom. Hy het dit verstaan, want hy het elke dag uit gewoonte God gesoek, onder God se lig in 'n beweeg. In hierdie week sê ek sê die afgelope tyd vir Here, jy weet,
die Here praat met my in sulke temas en ek sê Here, ek kom net bietjie nou onder die lig sit. Ek kan sit op my plekkie. Ek sê Lord, I just want to sit in your light. I just want to open your words. I just want to be in your light. I just want your light to shine on me because then there's no darkness that can follow you. Want dan is die vyand onder jou voete, nee, dan is duisternis onder jou voete, want dan is jy in sy autoriteit, jy is in sy lig, jy is in sy waarheid. Vyand kom nie naby sy lig nie, lig en duisternis kan nie meng nie. Lig oorweldig duisternis, is 'n feit. As jy voel dinge maak jou bang, die vyand maak jou bang, kom in sy lig en sit die lig aan, kom soek God, maak sy woord oop, hierdie is lig. Sê God, ek kom bietjie in die lig sit, want is daar waar ek die warmte van die liefde ervaar. En ek sit so in God se teenwoordigheid en ek voel in my gees, hy dring my, hy sê vir my, gaan lees die verhaal van die verlore seun in Lukas 15. En ek sê, maar Here, ek ken die verhaal van die verlore seun. Ek bedoel, dis grondverse vir 'n kind van die Here. Jy kan nie in die kerk sit en nie die gelykenis van die verlore seun ken nie. Hoe kan jy dit nie ken nie? En ek voel die Heilige Gees dring my. Kom, gaan lees die gelykenis van die verlore seun. En ek dink, okay, miskien wil God my iets wys wat ek nog nie raak gelees het nie, want dit is gewoonlik so iets wat dan gebeur. Hy gee vir my ietsie weer wat ek nog nooit voorheen raak gelees het nie, en ek gaan so intoe. En ek wil gou vir jou ietsie wys. As jy jou Bybel het, kan jy gou by Lukas 15 vir my oopmaak. Ek sal so bly wees, want ek wil hê jy moet dit sien. Want dit gaan oor God se liefde. Dit was so openbaring van God se liefde. En jy weet, God weet hoe om met sy kinders te praat. Hy weet hoe om met Wilhelmine te praat. Hy weet hoe om met Kobus te praat. He knows how to minister to you as an individual. He knows what makes you tick. Hy weet wat jy nodig het. Hy weet hoe om met jou hart te praat. En weet julle wat kom ek agter? Ek lees sommer van Lukas 15 af. En weet julle, dis eers die gelykenis van die verlore skaap. En net onder dit is dit die gelykenis van die verlore muntstuk. En net onder dit is die gelykenis van die verlore seun. En is die 3 verskillende soorte stories wat dieselfde ding verduidelik. God se hart vir die sondaar. God se hart vir die verlorene. God se hart vir die wat in duisternis is. God se hart vir sy kinders, 'n God wat vol genade is, stadig om kwaad te wees, God, full of unfailing love. Hierdie drie gelykenisse is vol van dit, tot oorlopend soveel, maar weet julle wat kom ek agter? 3 stories vertel hy, dat die mense dit net in hulle koppe kan kry. Hy vertel 3 stories. Hy vertel 'n storie en hy wil seker maak almal verstaan. Hy vertel nog 'n storie, selfde storie, ander verhaaltjie, sodat jy kan verstaan. En nog 'n keer, hy vertel weer 'n storie, 'n gelykenis, ander manier, sodat jy dit moet kry, sodat ons moet verstaan sy liefde. En ek sê, ek sien Here, ek sien wat U bedoel. Is so goddelik. Eerst is dit die vergelykenis van die verlore skaap. Hy sê, hy los die 99 om te gaan haal die een wat weggeraak het. Hy los hy ander op die oop veld. En hy gaan soek die enetjie wat afgedwaal het. Hy soek die enetjie wat dalk bang is daar in alleenheid en geïsoleerd is. Nee. En weet jy wat sê die woord? Hy tel hy skaap op en hy dra daai skaap op sy skouers terug. En dit sê so mooi, dit sê, and when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, rejoice with me, I found my lost sheep. En dan sê dit so mooi in vers 7, 15 vers 7, I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous people who do not need to repent. Hy sê, dit is beter as jy op 'n plek is, waar jy kan om vergifnis vra vir sondes, dan kan die engele saam met jou juig, as wat die 99 wat dink hulle is regverdig vanuit hulle eie uit. Want ons is net regverdig in Christus. We're just righteous because of what Christ did for us. Maar is 'n goeie plek om te wees op 'n plek waar God se lig op jou skyn en jy kan sien, I need to repent. Want dit is wat gebeur as jy in God se lig kom, dan sit hy lig op die onderwerp en hy wys jou where you need to repent.
Verstaan julle? Want as ek hier so weg staan, dan is ek so half in die duister, half in die lig, en dan sien ek nie die dinge verkeerd nie, wat verkeerd is. En as ek in die donkerte is, dan is alles sommer reg, en ek kan sommer sien in die donker, en I'm fine. Verstaan julle? Dis in die God se lig, in die teenwoordigheid van sy liefde, wat hy in ons openbaar. We need to repent. And I say, then he takes that sheep and he puts them on his shoulders and he carries them. Dis 'n goeie plek om te wees. Dis nie 'n plek van veroordeling nie. Hy het nie gekom om ons te veroordeel nie. Hy het ons gekom om ons te red. Hy het gekom om my skapie te red, nie te veroordeel nie, maar you did this and you did that and you did this and you fall short and you're not right and you're not good enough. Ja, hy oortuig ons van sonde. Nee. Party mense sê hy kla ons aan, hy kla ons nie aan, hy veroordeel ons nie. Hy kom in sy liefde en hy oortuig ons. En hy dissiplineer ook, nee. Ek lees so mooi in Hebreërs 12 vers 6, hoor gou wat sê die woord, hy sê, for the Lord disciplines and corrects those whom he loves. And he punishes every son, hoor daar, seun, my kind, nie vreemdeling nie, nie huurling nie, nie buitestander nie. He punishes every son who he receives and welcomes to his heart. Hy sê, dis juist die wat hy tugtig, die wat hy ontvang het, en wat hy verwelkom het na sy hart toe. Dis juist hulle wat hy tugtig, nee. So 3 keer, dieselfde storie, en dan is dit die gelykenis van die verlore winsstuk, en dan die gelykenis van die verlore seun. Julle weet hoe kosbaar dit is, daai seun het nonsens aangejaag. Hy het sy pa se erfdeel verkwansel, maar dit sê so mooi, when he came to his senses, hy het op 'n plek gekom waar hy tot insig gekom het, nee, en hy het gesê, ek wil net teruggaan, want selfs die slawe en die werkers in my pa se huis het meer as genoeg. There's abundance. En sy pa het hom na hom toe gegaan en hom ontvang en vir hom 'n feesmaal voorberei en vir hom 'n ring aan sy hand gesit. Maar ek lees verder en ons fokus is altyd net op die verlore seun, maar daar is 'n ouer seun ook gewees. En hierdie ouer seun was besig met sy pa se goed. Sy pa se belange was op sy hart, hy het sy pa se werk gedoen. Hy het probeer om sy pa te behaag in alles wat hy gedoen het. Nee, nie kom sy boetie terug en sy boetie het aangejaag en sy boetie kry 'n feesmaal. En hy kom aan en hy vra vir die mense wat werk, wat gaan hier aan? Hulle sê nee, jou verlore boetie het teruggekom, jou pa hou vir hom 'n partytjie. En die woord sê so mooi, hy sê he refused to go in. En ons voel amper altyd sleg vir hierdie broer, maar ek verstaan dit. Dis verkeerd, dit voel verkeerd. Ek kan verstaan hy boetie se hart. Nee, dis mos nie reg nie. Maar weet jy wat sê die woord van God? Die Vader gaan uit en hy gaan soek hom soos die verlore skaap. En hy sê vir hom, kom hierso. Nee, hy gaan in en soek sy pa, nie, sy pa kom uit. En hy sê, die woord van God sê, he refused to go in, hy wou nie ingaan nie. Dis nie reg nie. Nee. Sy pa sê vir my, hy sê, maar pa, jy het nog nooit vir my 'n kalf gegee, wat ek saam my vriende kon eet en partytjie hou nie, jy het nog nooit eers dit vir my gedoen nie. En weet jy wat antwoord sy pa, hy sê, gaan lees dit, is so goddelik, hy sê, maar jy was nog altyd by my. En wat myne is joune. So hy spreek al 2 boeties daar so mooi aan, en soveel liefde, kan julle God se liefde ervaar? Terwyl ek in hierdie besig is, en ek lees dit net, weet julle wat, kom ek agter, ek kry net so openbaring. Ek het dit met 'n vorige geleentheid ook gelees, en ek het oral daar om my Bybel sulke hartjies gemaak. Ek maak so, ek het hierdie mooi voorlees Bybel, nee, wat mooi groot letters het, wat ek kan lees.
Dan het ek my Bybel by die huis, waarin ek onderstreep en highlight, en ek skryf baie keer amen, en God help me, and please Lord, en ek maak hartjies, en ek onderstreep, en ek skryf datums daarby, word of God, vir daai datum, en ek sien ek het met 'n vorige geleentheid vol hartjies gemaak, en ek besef it's exactly, this is it. Soos ons hierdie woord oopmaak, en God se lig skyn op ons, besef ons God se liefde. God kan sy liefde aan ons openbaar. En ek besef, wat het met Paulus gebeur? Dit is nie wat God vir Paulus gedoen het nie. Wat gemaak het dat Paulus oortuig was nie. Paulus het God geken. Paulus het in God se lig gewandel. Paulus het geweet wie was God. Hy het 'n openbaring gehad, hy het geweet God is liefde, dit is sy karakter. Dit was vanuit 'n verhouding uit. Vanuit Paulus wat saam met God gewandel het, in sy lig beweeg het. En dit is die woord vir jou vandag. Dit moet nie net iets wees wat 'n kopding is. Ek weet die sticker, Jesus loves me, the sign now, the Bible tells, dit moet 'n openbaring wees van jou verhouding. Jy moet weet, dit is wie God is. Ek ken hom. As iemand na jou toe kom en sê, maar daai persoon maak so en so, dan sê ek, is nie, ek ken daai persoon, ek weet wie daai persoon is, want ek ken daai persoon se karakter. Verstaan julle, is 'n ander saak. Ek weet hoe daai persoon oor my voel, ons spandeer tyd saam met mekaar. Hy het vir my gesê, Jesus self was oortuig van God die Vader se liefde vir hom. Hoekom? Elke dag het God sy liefde aan Jesus geopenbaar. Ten spyte van mense wat hom verlaat het, ten spyte van sy eie broers wat nie eens hom geglo het nie, wat aan hom getwyfel het nie. Verstaan julle dit? Dis hoekom hy sê, we need to abide in his love. We need to be rooted in his love. Dit is die woord vir jou vir hierdie Kersgety. Dis waar jy jou moet bevind. Maar nie net in sy woord nie, ons moet wandel in die Gees, onder sy lig, die heeltyd. Here, bring iets in my herinnering op, ek gaan nou afsluit, is, so wyle terug, nee, ry ek in my kar, ek is besig met vroue kuierreëlings en vroue teerreëlings, en my kop is vol van dit, en ek voel die Heilige Gees dring my en sê, ek moet na hierdie vrou toe ry, en haar gaan uitnooi na die vroue kuier toe. Ek moet na haar toe ry. Ek tog toe, Here, nee, ek weet sy gaan nie, want sy siek, sy kanker op 'n gevorderde fase, sy siek, sy het te veel pyn, sy gaan nie kans sien vir dit nie. Dit is te lank, sy gaan nie kans sien vir dit nie. En ek voel die Here dring my, ek moet na haar toe ry en vir haar gaan uitnooi. En ek sê, maar ek kan sommer vir haar WhatsApp stuur, en ek voel die Here sê, nee, jy gaan nou daar verby ry, stop, jy moet nou gaan en vir haar gaan uitnooi. En ek dink, okay, Here, ek sal, en ek dink by my kop, hoe sal ek dit nou doen? Ek sal maar vir haar dalk 'n stoel daar moet insit, en warm watersakkie. Miskien is dit goed dat sy bietjie uitkom en haar gedagtes op iets anders het. Miskien is dit wat die Here wil hê. Dalk is daar iets wat sy moet hoor of iets, jy weet. En ek stap by haar in en sy lê op haar arms by 'n tafel. En ek stap so en ek sê vir haar, weet jy wat, die Here het vir my gesê ek moet na jou toe kom. En sy huil. Ek wou nog sê om jou uit te nooi, maar sy huil net. Ek kon net sê, die Here het my na jou toe gestuur. Sy sê, ek het nou net uitgeroep vir Here gesê, hoekom hoor jy my nie? Hoekom ek bid en jy hoor my nie? Hoekom gee jy nie om vir my nie? Hoekom het jy my nie lief nie? Hoekom kry ek so seer? Ek roep en jy hoor my nie. En hier kom ek en ek sê vir, die Here het my na jou toe gestuur in daai oomblik. En sy sê sy het soveel pyn en ek nooi haar toe nie eers uit nie, ek bedien net God se liefde. En ek sê vir haar, kan ek vir jou bid? Kan ek bid, die Here jou pyn sal verlig? En ek lê my hande op haar en ons bid vir haar pyn en ek hou haar vas. En die Here bring toe vir haar verligting vir haar pyn. En ek besef
ewe skielik God hoor as ons bid, want sy het hom nou net aangeroep, Here, maar U hoor nie eers as ek bid nie, U gee nie vir my om nie. En hier stap ek en ek sê, Vader, Here het my nou na jou toe gestuur. Hoe ongelooflik, en sy weet ek bly in 3 Riviere, en dis nie waar sy bly nie. En ek besef maar die Here hoor as ons bid, hy hoor as ons roep, en dit is waar ons moet wees in 'n gehoorsaamheid, in sy lig, nee. En God bedien sy liefde vir my ook in daardie oomblik. Ek besef, ja. En terwyl ek voorberei hierdie week, dink ek daaraan, en ek sommer besig met die Here, ek's in die dorp, en ek bid sommer so, en ek dink aan goed, en ek bid, en ek sou nie eers by hierdie winkel ingaan nie, ek het nie 'n behoefte aan iets nie, en ek sien iets, en ek dink ek gaan dit sommer 'n bietjie aanpas, nee, sommer vir lekker ek het tyd om te mors, vir daai oomblik. En hier's 'n vroukie langs my, en sy begin net met my praat. Sy vertel my, hulle gaan nou trek, maar sy's bang, en sy het 'n groot skuif, en sy is bang vir vlieg, en is groot, en is oorweldig, en ek sê vir haar, hoorie, maar kan ek vir jou bid? Kan ek sommer nou vir jou hier bid, hier in die aantrekhokkie? En sy sê vir my, ja, kan vir bid. En ek bid vir haar, en God ontmoet haar daar so in die aantrekhokkie, dit is so goddelik, ek kom huis toe, ek vertel my man, weet jy wat het gebeur? Soms so, jy weet, maar terwyl ons met God se lig wandel, besig wees met sy goedjie, gefokus wees op hom, hy sê ons moet ons gedagtes gerig gee op hom, nee, dan kan hy ons gebruik ook, en dis waar hy sy liefde aan ons openbaar, maar ook aan andere, en waar hy vir ons lig op die onderwerp plaas, waar ons kan weet, waar ons nodig het om te repent, en God veroordeel ons nie, hy wil net ons met 'n repentive hart hê, ons moet net na hom toe terugkom, nee, ons moet onsself net verontmoedig, ons moet net in sy lig sit, in sy aangesig, waar hy sy liefde aan ons kan bedien, en dis so goddelik, in Romeine 5 vers 5 sê dit so mooi, God's love has been abundantly poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us. Hy gee sy liefde abundantly. Dis klaar uitgestort. Ons moet net onder die lig inkom, maar ons kan dit ontvang. Soos hy openbaring het van sy liefde. Ek eindig met hierdie vers, Psalm 89 vers 15, en hy sê, blessed are those who have learned to acclaim as worship you, who walk in the light of your presence. Blessed are those. Blessed are those. En ek wil vir jou sê, hierdie Kersgety, hierdie Christusfees, moet ons in sy lig bly. Nie net om aanroep as die pop op die fanslaan nie. Ons moet daar bly. Jesus wys vir ons in gewoonte, ons moet 'n gewoonte kweek. Nee. Waar hy sy liefde en sy warmte en sy lig in ons kan openbaar. Dis daar waar die skaduwee krimp. Dis daar waar die vyand onder ons voete is. En ek bid dat die Here hierdie in herinnering vir jou sal bring. Reg deur hierdie feesseisoen, dit gaan oor hom, kom in sy lig, hy is lig. Hy is liefde, dis nie wat hy doen, is wie hy is. Ek bid dat die Here vir jou openbaring sal gee van sy lig, wat jou duisternis, soos Mika, dat hy lig is vir in jou duisternis. Dat hy vir jou openbaring sal gee, dat niks jou kan skei van sy liefde nie. Niks wat die duiwel, niks wat hierdie lewe, niks wat niemand vir jou kan gooi, kan jou skei. Niks kan jou skei van die liefde wat Christus vir jou het nie. In Jesus naam. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons bietjie. En ek bid dat jy gewortel sal wees in sy liefde. That you abide in his love. Hierdie feestyd, just abide in his love, sing of his love, tell him you love him, sit in his light, open his light, maak sy woord oop, vertoef in sy woord, sê Here, bedien u liefde aan my, want dis daar ook waar hy jou kan oortuig van sondes, en waar hy jou kan terugbring, en hy sê die verlore skaap draai op sy skouers. Nee, ons moet op 'n plek wees waar ons reg staan met Christus. We need to be in right standing with God. En is in sy lig wat ons oortuig van sy sondes, nee.
Thank you, Lord Jesus. Let's pray. Dankie, Here, vir u woord. Here, as daar enige iemand is, Here, wat se saak nie met u regs nie. Here, u sê die engele juig as iemand tot redding kom of tot inkeer kom. Maak jou saak sommer nou reg met die Here. Sê, Here, vergewe my ongeregtighede. Sy genade is so groot. Hy ontferm hom oor sy kinders wat terugkom in sy lig. Here Jesus, ek bid sommer vir elkeen wat hier sit, Here, dat u 'n openbaring vir hulle sal gee, hierdie feestydperk, soos hulle u soek, soos u God gesoek het, Here Jesus, dat u vir hulle openbaring sal gee van u liefde. 'n Openbaring sal gee van u lig wat hulle duisternis verdryf. Want duisternis kan nie lig oorweldig nie, Here Jesus. Lig oorweldig altyd die duisternis. Dankie dat u die lig is vir die wêreld. Dankie dat u die liefde gebore is, Here, vir ons, om vir ons redding te bewerk. Dankie dat u die lig is, Here, wat gekom het vir ons duisternis. Ons loof u, Here Jesus. Daar's werklik, soos Mika sê, niemand soos u nie. Who is there like our God? We worship you, Jesus. Here, ek bid dat u elkeen sal trek en dring om in u lig te wees. In Jesus naam. Amen. As enige lering wat sê, ons het nie nodig om tyd met God te spandeer nie, jy hoef maar net te wandel. Dis 'n leuen. God self het God se teenwoordigheid gaan soek. Hoeveel te meer ons? Ons het nodig, ons moet in sy teenwoordigheid kom. Ons moet in sy woord kom, want dis lig. In Jesus naam.